Ek praat vanmôre met jou oor die outeur van jou deurbraak en ek wil net jou so 'n bietjie agtergrond gee. 'n Outeur gee ons autoriteit om te skep met die geloofwaardigheid wat tussen sy bladsye staan. So. 'n Outeur gee autoriteit. Julle sal onthou ek het al vroeër gesê hierdie jaar, as ek vir jou sê ek skryf 'n storie van 'n plek wat gereeld nie krag en water het nie, dan is daar 'n naam wat in jou kop opkom. En dit is nie Mosselbaai nie. Dadelik skep jy 'n storielyn. So jy praat van my dorp. Hebreërs 12 vers 1, kom ons lees dit. En ek wil hê jy moet saam met my in die woord inklim. Dani het vanmôre so mooi gepraat oor waaroor aanbidding veronderstel is om te gaan oor gees en in waarheid, en ek en jy mis uit as ons nie die waarheid ken nie. Want wanneer jy in God se teenwoordigheid is, mag die kerk waarvanaf jy kom nie die verskoning wees hoekom jy nie deelneem aan die aanbidding nie. Die fight wat jy met jou vrou gehad het vanoggend op pad kerk toe, mag jou nie uit die teenwoordigheid van die Here uithou nie. Sorry did I strike a nerve? Ek sien as van die manne wat nou, in elk geval. So, hoe sê daai een hom vir my, pastoor mag stil bly asseblief nou 'n antwoord wees. OK. Aanbidding gaan verder. En ek is bly, julle moet julleself gereed maak, want hierdie ouens hier voor het 'n begeerte om 'n gemeente soos julle saam met hulle dieper in God se teenwoordigheid te vat. Hulle gaan uit. Moenie laat menslike dinge, verskonings, tussen jou en 'n dieper dimensie van God se teenwoordigheid staan nie. Daarom moet jy versigtig wees wat jy kyk op die TV voor die kerk toe kom. Want dit gaan jou aanbidding beïnvloed. As dit die verkeerde goed is. Die WhatsApp groepe waaraan jy deelneem voor die kerk toe kom, kan jou fokus beïnvloed. Gesprekke wat jy het. Hoekom dink julle, ek is nou al hoeveel jaar in die bediening, hoekom dink julle, het ek en my vrou ons eie toilette? Want dit is die plek van die meeste fights na die kombuis. Ja, kom ons laat die mombakkie val. Dit en as jou man nie kan korrel vir sy mandjie nie. Moenie laat dit jou roof van 'n dieper dimensie in God se teenwoordigheid. Sjoe. Pastoor, jy praat lekker, jou vrou is nie hier nie. Sy hoor hierdie goed, sy luister die preek weer. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê, die sonde wat so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat vir ons voorlê. Die oog gefestig op Jesus, leidsman, ander vertalings, author, outeur, en volëinder, die een wat die voorreg het om dit te eindig, van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Baie maklik om hierdie jaar jouself reg in te stel. Voor jy 'n verskoning uit jou mond uit wil laat kom, vra, sou Jesus ook daai verskoning gemaak het? Anders te neem jy hom nie in ag nie. Sou Jesus ook dit as 'n verskoning gebruik het?
Anders neem ons hom nie in ag nie. Waar behoort ons fokus te wees? Skrif sê, leidsman, volëinder, author and finisher of our faith. So as Jesus die rede is dat dit begin, sal hy die rede wees dat dit eindig. As hy nie die rede is dat dit begin nie, gaan hy nie dit kan eindig nie. As jy uit jou eie uit begin het, moet jy uit jou eie uit dit eindig. As jy dit sonder Christus begin het, gaan jy die een wees wat dit eers moet eindig, sodat Christus kan begin. Hy is ons outeur, skepper en volëinder van ons geloof. Jy weet, mense raak partykeer so desperaat dat hulle vergeet dat dit wat hulle sê nie sin maak nie. Verlede jaar, ja dit was, vroeg verlede jaar, wat ek met iemand sit, my vrou was by, vir die van julle wat bekommerd is, my vrou was by, ons sit saam met 'n dame, wat saam bly. Trek jou tone terug as jy saam bly, wat saam bly. En hierdie man, snaaks genoeg, of nie snaaks nie, want hulle bly saam, hulle kom nie tot trou nie, is besig om haar te verneek. Nou wil sy van my vra, of ek nie met hom sal praat, laat hy sal ophou om haar te verneek nie. Hierdie boerseun. Ek sê, verstaan ek jou reg? Sy sê, ja, jy sal seker nie met hom praat nie. Ek sê, nee, ek sal seker nie. Ek sê, ek begin by die begin. Is julle verhouding van God af van die begin af? As hy dit nie begin het nie, kan hy dit ook nie eindig nie. He wasn't there from the start, so how can he finish it? He's not the reason for the beginning, so how can he end it? Ek sê vir haar, kom eerder uit die verhouding uit. Dat die Here jou volgende verhouding begin. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Faith is proof of what? What other people cannot see. Pastoor, maar wat van my? Nie in die geloof kan ons dit sien nou, broer. In die geloof kan ons dit sien. Maar hier's my probleem, party mense het net geloof as hulle binne hierdie 4 mure is. Daarom kan hy nie uit sy huis uitkom nie. Want binne daai 4 mure is daar nie geloof nie. Kom aan, kom ons praat eerlik. Kom ons praat eerlik. Jy het geloof as jy 'n nuwe kar wil hê. Maar dis waar die geloof stop. Jy het nie geloof as jy 'n nuwe vrou soek, jy soek 'n nuwe vrou. Jy kan nie na jou vrou kyk en sê, word nie mamma. Ek bid nou vir jou nie. Nee. Dit was deelnemer nommer 1, dames en here, deelnemer nommer 2, sal jy sien het 'n pikante, kort rokkie aan. Sy's gereeld maandagooggende vroeg saam met die baas by die werk. Sy vat kantnotas. Side notes. Geloof is 'n bewys. En as jy nie 'n bewys het
van dinge wat ander mense nie sien nie, is dit nie geloof nie. Dan is dit toewyding. Ons is baie toegewyd met dit wat ons voor kan begroot, waarvoor ons tyd het, waarvoor ons kan beplan. Maar as dit kom by die onbekende, dan vra dit meer as toewyding. Dit vra verhouding, want jy moet vertrou en jy vertrou net iemand wat jy ken. Jy kan nie vertrou, jy gaan sukkel. Die vertroue gaan nie hou as jy nie ken nie. Hoe lyk jou bewys dat die Skepper besig is om te skep? Die outeur besig is om jou autoriteit in jou lewe te gee. Kan jy tekens van autoriteit in jou lewe sien wat toeneem? Kan jy dit sien? As jy dit nie sien nie, is jy tussen die verkeerde blaaie van die verkeerde boek. Ek het in 'n huis groot geword met 'n tydskrif. Die huis nou is julle versigtig. Die huisgenoot. Weet jy wat beteken daai woord, hoe profeties is dit? Daai woord sê, dis my maat. Die skrif sê, wees veral wys, liefdevol teenoor die huisgenote van God. Wat is die inhoud van daai tydskrif? Wel, ek kan jou dit sê, van ons vermaaklikheidskunstenaars se troues word deur daai tydskrif gekoop, die foto's, teen 300-400 000 rand. Hoekom? Want hulle weet wie dit koop. Hoekom dink jy is die duiwel nog in besigheid? Hy ken sy mark. En as hy jou uit die regte boek uit kan hou, dan skep jy die verkeerde stories. En baie van ons is verras oor waar Lichtenburg nou tans is. Maar ek, wat tussen julle is vir die beter deel van amper 9 jaar, ek hoor hoe julle geskep. Ek hoor hoe julle gepraat. Hoe kan jy verras wees? Hoeveel Christene misbruik hulle autoriteit? Skep tussen die verkeerde blaaie. Autoriteit, skepingskrag is nodig as dit kom by die onbekende. As dit kom by die onbekende. Ek het al, en die Here bring hierdie goed voor my, maar toe ek 'n baie jonger man was, hier so 2016 rond, as ek genooi gewees vir spesiale dienste by hierdie gemeente. En dan kan ek altyd onthou, dan kom mense uit vir 'n woord. Hulle kom toe na agter. Hierso is 'n kort lyn na wat die Here sê. Dan kom hulle uit vir 'n woord, en dan die volgende keer, dan kom dieselfde mense weer uit. Maar ek kan nie onthou nie, want dit is te ver uit mekaar uit. Dan kom ek, dan maak ek my oë oop en sê ek, maar het ek nie al van tevore vir jou dieselfde ding gesê nie? Dan sê die persoon, ja pastoor. God se woord oor jou lewe verander nie, totdat 'n vervulling kom nie. Hoekom? Want hulle hoop, maar hierdie keer is hy dalk sagter. Hierdie keer, halleluja. Nee. As dit regtig van God af is, verander dit nie sy flavor.
Ekskuus ek lag, maar jy kry mense wat vir my sê, pastoor, ek het jou al van tevore gevra, maar ek wil net seker maak. Beste manier om seker te maak is in jou binnekamer. As jy reeds weet, hoekom vra jy my? En weet julle wat? Ek dink is tyd dat ons geestelik minder lui is. Ons kan lank rugbywedstryd vir rugbywedstryd kyk, fliek vir fliek, maar ons sukkel 5 minute in die Here se teenwoordigheid. So, maak jou sitplek gordel vas vir hierdie een, want hierdie is een waaroor jy gaan twyfel. Maar maak jou sitplek gordel vas. Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en hy ly swaar. Want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom na die disippels gebring, hulle kon hom nie gesond maak nie. Ja. Here, hierdie mense wat so saam met jou loop, hulle kry niks reg nie. Kan jy nie iets met my seun reg kry nie? Huh? Mense wat hier in ons kerk is, kom laai hulle kinders hier af. Een ouetjie, hy sê eers in ons kerk, hy het een keer na my toe gekom en toe was hy baie versigtig om weer te kom. Hy sê, ek werk vir so en so sekuriteitsmaatskappy in ons dorp. Ek sê ja. Hy sê die mense sê ek moet hier na jou toe kom as ek wil regkom. Ek sê nou wil jy regkom? Nee, kom ons vind maar uit. Loof die Here. Ouers kom laai hulle kinders hier af. Van die boere, hulle kom parkeer hier agter in die gangetjie, sodat die dorp nou net nie moet sien hy het probleme nie, want hy's mos nou nie in my kerk nie. Hy's in die Kakie kerk of wat ook al hulle dit noem, maar in elk geval en Here, het hom gebring na die manne wat ook sê hulle stap saam met U, maar hulle kon niks reg kry. Toe antwoord Jesus en sê, sy arme disippels, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom. En die duiwel het van hom uitgegaan. Ons is te versigtig as dit kom by die waarheid. Ek lees nie dat die Here die duiwel bestraf het nie. Hy het die mens bestraf. Hoekom? Want daar is gewoontes wat jy het. Wat al bid ek hoeveel keer vir die duiwel, as jy nie moet daai gewoontes breek nie, gaan hy aan mekaar terugkom. So ek het nodig om met jou te praat. Want as ek jou aanspreek nie, gaan die duiwel aan mekaar terugkom. Ja. En die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik. Hoekom? Want hulle is nou eintlik in die hulle is eintlik 'n bietjie in die gesig gevat. Bedoel, hulle loop nou amper 3 jaar saam met hom. Hulle het gedink hulle weet nou al iets. Kom hulle afsonderlik. Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Ek is op daai plek wat ek vir jou wil vra, wat is met jou fout? Dat jy dit nie kan doen nie. Dat jy van profeet tot profeet, pastoor tot pastoor, kerkdiens tot kerkdiens en jy bly dieselfde. Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof.
Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg, hiervandaan, daarna toe, hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Geloof se kapasiteit kan groter word. Mosterdsaadjie is baie klein, maar as hy die regte water kry, op die regte tyd, word dit 'n groot boom. En hier is die een wat jy gaan moet aankou vir 'n week lank. Hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Ek vra jou die vraag, hoeveel mense voor jou in jou familie was arm? Het gesukkel. Hoeveel mense voor jou in jou familie het 'n kortie meer? Hoeveel mense voor jou in jou familie het swak selfdissipline as dit kom by eet? Hoeveel mense voor jou in jou familie eerste, tweede, derde huwelike? Ons gee die duiwel elke keer die skuld, maar ons maak vir hom ook die deur oop. Ons wil hoe heilig wees, maar ons sukkel met dieselfde probleme van ons geslag. Ons wil hoe geestelik wees, ek kom hier aan, as hy een of twee gesinne wat my so bietjie, hulle ref my so bietjie. Dan vra ek, vir vertrouelinge in my lewe, ken jy hierdie ou? Ja. Ons ken sy pa ook, sy oupa. Ek sê, ja, is hulle bietjie moeilik? Pastoor, hulle is almal so moeilik. Pastoor, hulle is almal so korrelkoppe. Nou is die crowd stil. Nêrens lees ek in die Bybel dat jy met 'n salwing 'n korrelkop kan wees nie. Pas op! Die skrif sê, daar's net een manier om die herhaling van dit in geslagte te breek. Dis nie 'n bevrydingssessie by iemand wat jou lui maak om self by die Here te hoor nie. If you want to get rid of it, try fasting and prayer. Gebed en vas. Weet jy aan hoeveel goed was my ouma blootgestel? Maar my ouma het besluit, dit stop by haar. Sy was die bidder. Sy het gevas. Sy het gebid, sonder ophou. Hoeveel van my ooms, my tannies, was aan pille verslaaf, alkoholiste. My ma het besluit, dit stop by haar. Jy het die keuse, of jou geloof 'n mosterdsaadjie gaan bly, en of dit 'n boom gaan word. En ek wil vir jou sê, nie almal van ons het dieselfde grootte geloof nie, maar ons kan met die hulp van die Here, as ons beginne luister, dit laat groei. Hierdie geslag gaan nie uit nie, behalwe deur gebed en vas. Ja, maar ons is nou maar almal so. Nee, julle is nie almal so nie.
Bestraf daai gedagtes. As niemand in jou gesin en familie dit van tevore kon sien gebeur nie, maak jy dit met God se krag gebeur. Ek het gesien. Daar's sekere dinge, as jy in jou pa se huis is, wat jy vinnig aanvaar en aanneem, dan doen jy dit soos jou pa. Maar nou is ek nou al hoe lank uit my pa se huis uit. Nou is ek nou al hoe lank op my eie. Nou as ek terugkom, help ek my ouers om iets beter te doen. Weet julle, hier is 'n beter manier. Hoekom? Because I broke away. Daai gewoontes stop by my. Ek kweek ander gewoontes. Hoeveel mense in my familie wat as gevolg van oorgewigheid, bene, ledemate, vingers verloor het as gevolg van diabetes en suikersiekte. Why? They are all overweight. Sukkel met hoë bloeddruk, sukkel. Dis hoekom ek oefen, want dit stop by my. Ek kan hoeveel dinge nog vir die Here doen, maar ek wil dit in een stuk doen. Romeine 12 vers 3 sê ons moenie van onsself meer dink as 'n ander omdat ons voel dat ons het meer geloof nie. Ons het nie almal dieselfde maat gekry aan die begin nie. Dit is 'n feit. Maar wat is werklik dan die antwoord vir jou ongeloof? Die antwoord vir jou ongeloof is die verskoning wat Jesus sou gebruik, nie die verskoning wat jy gebruik nie. Dis die rede wat Jesus sou gebruik. Opregte fokus en afsondering. Want baie mense, as hulle die woord vashoor, dan dink hulle, pastoor, ek is 'n ou mens. Ek moet al my pille vat. Sien net ou mense wat pille vat, nie? Maar opregte fokus. Baie mense hou vas, omdat hulle die Here se arm wil draai. Here, ek soek hy kar. Nou gaan jy op 'n eetestryk. Dis wat dit is. Here, ek sal nie eet, voor ek nie my kar kry nie. Jy sê dit nie, maar ons almal kan dit sien, dis jou ingesteldheid. Ek is besig om die Here te soek. Jy soek nie die Here nie, is besig om honger te ly tot jou kar kry. En kom ek jou net advies gee, as jy 'n kar wil hê, maak jy dit gebeur, of jy dit nie het om hom te koop of nie. Veral as jy verslaaf is aan daai reuk. Maar as jy hou van daai reuk, laat was jou kar by stoffie, hy sal jou ou kar soos 'n nuwe een laat ruik. So in elk geval, as ons die woordjie vas hoor, dan dink ons, maar die woordjie vas beteken om jou te onttrek, om weg te breek. Hoeveel ure 'n dag kyk jy TV? Hoeveel glase Coca-Cola 'n dag? Hoeveel ure op jou foon? Hoeveel game time? Hoeveel vleis? Ja, pastoor, nou raak jy ernstig. Weet jy wat? Jesus sou nie hiervan gepraat het as dit nie ernstig was nie. Hy sê sekere goed moet jy van ontslaa raak deur jou fokus beter te maak. Moet jou fokus beter maak. Hoekom was Job so gefokus? Die Here het alles by hom weggevat wat sy fokus kon steel. Ek en jy, ons is nog nie daar waar die Here kan doen met ons wat hy met Job gedoen het. Jy dink so. Maar pas op vir arrogansie.
Niemand van ons is in Job se posisie nog gewees nie. Regtig nie. Soortgelyk, maar nie regtig nie. Pas op om jouself Job te noem, want Job kort geduld ook, my broer. So. Maar as goed. Koffie. Hoeveel koppies koffie 'n dag? Is dit normaal? Kyk hoe lank drink jy 'n koppie koffie. Jou lewe sou baie beter gewees het as jy daai tyd kon gebid het. Met die Here kom praat oor hierdie goed wat jy al hoeveel jaar mee sukkel. Hierdie kliënte wat weier om jou te betaal. Hierdie gesondheidsissues van jou. As jy regtig daaroor ernstig is, sal jy plek maak vir 'n dieper soeke. Iemand vra vir my, ongelukkig het ek geweet die persoon rook. Iemand vra vir my, pastoor, gesels bietjie met my oor vas. Hoe werk dit? Hoe lank kan ek sonder kos? Ek sê nee, voor jy sonder kos gaan, moet jy eers leer om sonder sigarette te gaan. Halleluja. Dit kos 'n prys. Daai mosterdsaad wat in die grond val, moet beklei om 'n boom te word. Wat sê Jakob? Here, ek sal U nie los voor U my seën nie. Wat gaan dit kos? Wat gaan dit jou kos om God nie te los nie? Ek hou baie van skoene. Dit is net vir my iets wat ek die Here eendag wanneer ek daarbo kom, sal vra, Here, hoekom ek in skoene? Weet jy hoe praat die Here met my, want hy weet waarmee ek nou met julle gaan praat. Opregte fokus, afsondering. Ek hoef vir my 'n paar koop, die Here vra vir my. Hoe lyk jou pa se skoene? Julle ken daai oomblikke. No comment. Here sê, jy wil nou vir jou nog 'n paar koop, terwyl jy weet, jou pa het net een paar. Weet jy dat sulke kere wat die Here met jou praat, is die maak of breek van 'n deurbraak na 'n volgende dimensie. Want as jy daar ongehoorsaam is, kan jy dalk sy stem vir 'n seisoen mis. Hy toets jou met 'n paar skoene. In my geval. Waarmee toets hy nie jou nie, wat jy elke keer, jy ignoreer dit elke keer. Maar as dit kom by deurbrake, soek jy die deurbraak, but you're not willing to put in the time. Is sy woord nog regtig belangrik? Waarsonder kan jy wat meer van jou fokus op tyd saam met ons Vader sal plaas? Waarsonder kan jy? Nie wil jy nie, kan jy? Ek is in jou gesig, hoor. Want ek gaan nie hierna vir jou preekie, ek gaan sê koop die preek. Bestel die preek, laai hom af, kry die link. Gaan nie weer preekie. Waarsonder kan jy? Nie wil jy nie. Is waar ons hierdie week hopelik jou gaan help om te fokus. Afsondering is om weg te breek. Jy breek weg van gewoontes wat jou tyd met God steel. Wat in jou lewe hou jou so besig dat jy te besig is om ontvangs van jou deurbrake te neem? Jy's so besig. Dis dieselfde storie oor en oor. Plaas jy skrif so kwoteer. Plaas jy skrif so kwoteer.
Ek is lank genoeg hier, lank genoeg dat baie mense my al 5 keer dieselfde storie vertel het. Hoekom? Dis al wat hulle ken om oor te gesels. Wanneer laas het ons iemand bemoedig? Wanneer laas het ons iemand bemoedig? As jy sê, pastoor, ek weet nie om weg te breek nie, kan jy vir my bid? Ek gaan begin deur te bid dat jy minder slaap. Wees versigtig. Want jy gaan op jou rug lê, jy gaan niks anders hê om te doen as om met die Here te praat. Maar dis miskien waar ons moet wees. Waar is die skepingskrag van ons geloof heen? As ons kapasiteit van geloof in sekere areas moet vergroot, beteken dit party kamers in ons gees se mure moet uitgeslaan word. Jy kan dit nie uitbid nie, is tyd dat jy dit moet uitslaan. Transformasie is nodig. Hoekom wil jy nog 'n jaar ingaan met dieselfde probleme? Wil jy nog 'n jaar ingaan en oor dieselfde goed kla? Die nieuwsflash is, die rede hoekom jy oor dieselfde goed kla, is omdat jy jaar vir jaar die verkeerde oplossing soek by die verkeerde plekke. Did you put in the time in His presence? Jeremia 23 vers 29 sê, God se woord is soos 'n hamer wat klippe losbreek. Dis tyd dat ek en jy weer ontvanklik moet word, dat sy woord weer 'n muur of 2 uit ons gees uitslaan. Hou op om na vanmôre 'n kerk te gaan soek wat jou muur uitlos. Praat hierdie week, verlede week met iemand, hy sê, pastoor, ek het daai ou bietjie gekonder, hoekom hy nie in die kerk is nie. Weet jy wat sê hy vir my? Hy sê, nee, hy wil nie meer na ons kerk toe kom nie, want het voel vir hom, elke Sondag praat jy met hom, dan gril hy so. Wel. Prys die Here vir 'n ou wat nog gril vir die waarheid. Ek dink, na 9 jaar het ek alles gehoor, ek het nog nie. Ek preek nou, laat die ouens gril. As ons fokus nie op reg is nie, op grond van die Vader se woord nie, loop ons die gevaar om 'n dramuur uit te slaan. Kom aan, ek sien julle, ek hoor hulle, ek sien hulle op Facebook. Dis 'n klomp Ghostbusters, man. Die duiwel is nou ewe skielik oral. Hulle sal as hulle kon. Hulle wil graag, hulle wil dit net nie erken nie. Hulle sal tot die toiletpapier salf as hulle kan. Die duiwel is nou ewe skielik oral. En dan begin hulle met die hamer. Jy weet, Maslow het gesê, as jy met 'n hamer rondloop, lyk dit oral waar jy kyk, asof daar krom spykers is. Ewe skielik, dis nie jou taak om met die hamer te loop nie. Dis sy werk, op grond van 'n woord. Ek en jy moet toestemming gee. Maar as ons emosioneel is, dan slaan ons die dramuur uit. Dan val alles in mekaar. Alles wat jy gebou het, alles wat jy gedink het, van die Here af is, omdat jy emosioneel reageer het. Slaan jy 'n dramuur uit. Waarom dink jy het jy regtig 'n deurbraak nodig? Nie om jou sin te kry nie. Is jy eerlik genoeg teenoor die Vader? Baie van ons bid net wanneer ons wil hê. Hoe koppel jy jou deurbraak aan die outeur van geloof se storielyn?
As dit te veel oor jou gaan, wees versigtig vir die draaimuur. 'n ineenstorting van jou geloof. Omdat jy die outeur van jou eie deurbraak wil wees. Ek luister hoe praat ouens, groot praters. They are the author of their own bestseller. Tot hy die draaimuur uitslaan. Dan moet ons help. As die Vader nie van die begin af die outeur was, kan hy dit net word, as ons bely of erken. Ons noem dit bekering. Dis wat ons bekering noem. Die rou realiteit van so bekering, en hierdie wil jy ook nie weet nie, jy draai terug, maar hier wil ek jou sê, die Here as jy bekeer, vat hy jou nie waar jy is verder nie, hy vat jou terug na daai dag, toe jy besluit het om self die muur uit te breek. Daai dag, toe jy besluit het om sonder hom vir die deal te sign. Daai dag, toe jy besluit het om 'n vrou te vat wat hy nie gekies het nie. Nou is julle nog stiller. Ja, pastoor, moet ek nou weer oortrou? Nee. Die Here vat jou nie terug na daai dag toe, van julle sal dit like, maar die Here vat jou nie terug na daai dag toe. Bely net, sê Here, this is where it all went wrong. Dis jammer. Daar sê, wil jy impak maak in die lewens van geslagte na jou? Tyd dat ons mure laat uitbreek namens hulle. Kom aan, ek wil nie na my hoor, dat die geslagte na my verder van dieselfde siekte sterf nie. Ek wil nie hoor, dat geslagte na my ma se broers, tweede, derde huwelike, dit stop. Dit het gelukkig by my ma begin stop, ook maar net partykeer net, maar deur die Here se genade. Pastoor, maar wat doen jy? Ek vas gereeld. En daarom het ek 'n probleem as gemeente oor sosiale media sê, ons is nou besig met 'n gemeente vas. Die skrif sê, mense jy moet dit nie publiek maak as jy vas nie. Ek het nou die dag 'n pastoor gesien, wat before and afters neem, van hoe hy gebou was, in sy pyjama broekie, laat neem hy van hom foto's, hoe hy gelyk het voor sy 40 dae vas, en hoe hy nou lyk na sy 40 dae vas. Halleluja. Hardloop, soveel rigting soos wat jy gelyk kan pad gee. It's not to make publicly. Anderste, wie van julle weet, as jy uit jou slaapkamer uit praat, beteken jou huwelik nie veel nie. Dan het hy al klaar moeilikheid. Daar's sekere goed wat vir die slaapkamer bedoel is. Daar's sekere vlakke van intimiteit wat ek en jy nie oor kan spog nie. Ons moet stil bly daaroor. Even if you know that God has warned you and it's happening now. Shh. Want is die verskil tussen die regte muur uitbreek en 'n draaimuur. Opregte fokus en afsondering. Ek maak klaar. Opregte fokus en afsondering is die antwoord. Hoe lank sal dit jou neem om gesonder, heiliger gewoontes te vorm? Vader, dankie vir 'n fenominale jaar. Here, ons het voor die reenseisoen verlede jaar gesê, dit gaan een van ons natste jare nog wees.
Here, U is 'n waarmaker van die woord. Maar U verwag van ons verantwoordelikheid. Nou moet ons kant ook nakom. Hou U hand op ons. Here, ek steek my hande oor hierdie mense uit. Hou U hand op ons. 21 dae opregte fokus en afsondering. Opregte fokus. Not in it for me, but for God's kingdom and His presence only. Seën hierdie mense. Ons pleit die bloed oor hulle, Here. Here, hierdie, en ek wil dit sê vir iemand, dis nie 'n manier om jou te pynig nie. Dis net vir fokus. Vir fokus. Vir fokus. Laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk werklik kom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën jou.